Broers en susters, kom ons begin vanmôre met Psalm 113 en dis 'n pryslied, die eerste paar verse wat sê, prys die Here, prys dienaars van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd, van waar die son opkom, tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies, heers die Here, sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here, ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Gemeente van Carletonville, die Here groet julle elkeen vanmôre, en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Kom ons word vanmôre stil met Romeine 8, vers 26 tot 36. Ons het eintlik verlede week stil gestaan van vers 26 tot 30. Ek sal so 'n bietjie net weer die bande saamvat, en dan gaan ons vanmôre 'n bietjie stil staan by vers 31 tot 36. Julle het onthou, ek het verlede week vir julle gesê, ek het gedink ons gaan een preek hiervan maak, maar daar is so baie om te sê, toe sê ek, ons sal maar die preek in 2 deel, want dit het te lank gevat, dat ons vanmôre continue, to be continued was verlede week, en vanmôre gaan ons aan, maar ek sal net weer soos die video's maak, of die TV-reekse maak, sal ek julle net eers weer so recap gee, dat julle net weet waaroor ons gepreek het verlede week, dan kan ons aangaan. Maar voor ons dit gaan lees, kom ons bid net saam. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het. Dankie Here dat ons saam kan wees as gemeente, en dat ons kan weet, Here, U is lief vir ons, en dat ons vanmôre ook hier saam is, omdat ons op U liefde wil antwoord, omdat ons vir U ook wil kom sê, Vader, ons is lief vir U. Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Gees, ons wil vir U vanmôre vra, dat U ook vanmôre in ons lewens sal kom inwerk. Wees U teenwoordig U vanmôre. Bind ons saam as 'n gemeente, bind ons saam in U liefde, en gee Here dat ons gefokus sal bly op U woord vanmôre. Vir my as prediker, kom oordek my, kom vul my mond met U woorde, sodat nie my woorde is vir wat vanmôre hier kom nie, maar dit wat ons sien en lees uit U woord. Maak dit verstaanbaar vir elkeen. Ook vir hulle wat later na hierdie preek sal luister, of sal kyk op een van die media blaaie. Here, kom seën U woord in elkeen se lewe, in elke hoorder van hierdie woord. Ons bring aan U al die lof en al die eer. Amen. Romeine 8 van vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lang tevore verkies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel?
Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of die swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Sjoe, ek dink 'n mens kan amper hele paar weke, hele maand, as jy nie langer is nie, kan jy net oor hierdie gedeelte preek. Want hier is soveel wat gesê moet word. So miskien gaan ek om dalk nog 'n to be continued maak aan die einde van hierdie diens. Nee, ek glo dit is so nie. Broers en susters, ons lees in hierdie gedeelte, het begin met vers 26, die Gees staan ons by in ons swakheid. En daai woordjie staan ons by, het ons mekaar gesê, kom van 'n Griekse woord af. En die Griekse woord is moeilik om uit te spreek, maar hy is sommer so 'n dubbeldoor woord, nee, hy is so 'n lang woord. Hy begin met sin anti lambondemai. So dit is so 'n lang woord, maar dit beteken net, wat ek nou gesê het vir die kinders, om sin is saam, anti is teenoor, ons sê ons antibakterie, ons wil teenoor die bakterie wees, en dan lambondemai beteken om te help, om 'n swaar boks op te tel, om mekaar in die oë te kyk en vir mekaar te sê, kom ons help mekaar, ons staan reg teenoor mekaar, maar ons help mekaar, ons wil mekaar saam die dinge doen. En toe het ons mekaar gesê, maar die Gees is daai persoon wat by ons kom staan en ons help. Hy is die een wat vir ons intree, hy is die een wat vir ons 'n voorspraak is. Hy is die een wat vir ons bid as ons nie weet wat en hoe om te bid nie. En ons het in die verlede week nie baie stil gestaan by hierdie een gedeelte, hierdie een teksvers nie. 'n teksvers wat ons almal baie goed ken en baie keer verkeerdelik aanhaal. Want daar staan, ek het gou weer die plek kry, ons weet dat God, vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Maar ons gebruik baie keer net daai eerste deel. Ons sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. En dan wil ons mense baie keer moet daaroor inpraat om te sê, kyk, God sal alles laat goed ten goede werk. Daar gebeur niks in jou lewe wat die Here nie in sy mag kan verander nie. En dis eintlik nie wat hier staan nie. Dis om iets nou heeltemal uit sy konteks uit te haal. Want ons met die verklarende gedeelte, dit wat daarna staan, moet ons baie mooi hoor. As hy sê, God sal alles ten goede laat meewerk vir wat? Vir die wat hom lief het, vir die wat hom lief het, en die wat volgens sy besluit geroep is, vir die wat hom lief het, en geroep is om kinders van God te wees. So daar is 'n verklaring daarvoor, om te sê, dis nie net sommer 'n blanco check, wat die Here gee en sê, dit sal vir almal, die dinge wat in jou lewe gebeur, sal ten goede meewerk nie. Daar's 'n spesifieke konteks waarin hierdie teks geskryf word, en hy sê dit sal ten goede meewerk vir die wat hom lief het en wat geroep is, wat God geroep het. En dan in vers 29 gaan hy nog verder daarmee om te sê die wat hy lang tevore verkies het. So hier praat hy van die woordjie verkies. En ons kan baie lang praat oor die woord verkiesing of die hele begrip verkiesing, wat ek nou nie vanmôre gaan doen nie. Het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan Jesus. So hy verkies ons om gelykvormig te wees aan Jesus, soos Jesus te wees, daai lied wat ons baie keer sing, meer en meer soos Jesus. Hy het ons gekies om te wees soos Jesus, aan die beeld van Jesus gelyk te word, sodat sy seun baie broers, en ons kan nou maar sê, en susters kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep,
en die wat hy ook geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy verheerlik. So hierdie hele gedeelte moet ons nie vir mekaar losmaak nie. Dis een begrip. So as jy volgende keer die aanhaling wil maak, dan moet jy die hele gedeelte van vers 28 tot 30 aanhaal. Nie net daai een klein stukkie van vers 28 nie. God het alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het en wat hy geroep het. Hy het ons verkies om sy kinders te wees. Hy het ons ook bestem om gelykvormig te wees aan sy seun. Hy het ons vrygespreek en hy het ons verheerlik en hy het ons geroep. En ons moet daai konteks met ons verstaan. Dit is nie soos ek gesê het, 'n blanco check nie. En die Here wil nie daarmee vir ons sê, daar sal niks slegs in jou lewe gebeur nie. En weer daar is 'n stroom in die teologie, wat in sekere kerke wat vir ons sê, maar dit sal altyd met jou goed gaan. Daar sal nooit slegte dinge met jou gebeur nie. Jy sal altyd gesond wees, en as jy nie gesond is nie, dan is jou geloof nie sterk genoeg nie. As daar swaar dinge in jou lewe is, en swaar kry in jou lewe is, dan beteken dat jou geloof is nie sterk genoeg nie. En dit is nie wat hierdie gedeelte vir ons sê nie, want trouwens, die Here sê vir ons, in die gedeelte wat ons daarna kom, sluit hy af die laaste woorde, dit is oor u, dat die dood ons elke dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Met ander woorde, daar is 'n swaar tyd, Paulus praat hier van 'n swaar tyd, ons lewens gaan bedreig word, ons gaan soos slagskape behandel word. Nou, jy voer eers 'n slagskaap vet, nee, want hy het daarom nou ietsie om die lyf hê, maar daarna gaan jy hom slag. So daar is 'n rede hoekom jy hom vet voer. En die wêreld maak ook baie keer met ons so. Hulle voer ons vet met al hierdie goeders. Hulle maak ons, wil ek nou amper sê, sag. En dan gebeur daar dinge in die lewe met ons, en dan verstaan ons dit nie. En dan weet ons dit nie. En dan weet ons nie hoekom dit met ons gebeur nie. Maar ons moet dit lees binne in die konteks van wat Paulus vir ons sê. En dan gaan Paulus verder. Nou, ek kon 'n hele maand net preek oor daai gedeelte van vers 28 tot 30, oor die verkiesing en die roeping en die bestem, die vryspreek en die verheerliking. Ons kan lank daaroor praat. Ons kan oor elkeen van daai begrippe kan ek 'n volledige preek maak, en miskien sal ek dit in die toekoms eendag doen. Maar ons wil nie vanmôre te lank daarby stil staan nie. Dan gaan hy oor in vers 31 en hy sê, wat is dan nou ons gevolgtrekking oor hierdie dinge? Paulus vra dit 'n paar keer in Romeine, daar in Romeine 5 vra hy ook amper 'n soortgelyke vraag wat hy sê, wat moet ons dan nou sê van al hierdie dinge? Moet ons meer sonde doen sodat die genade van die Here kan meer word? Hier in hoofstuk 8 vra hy weer dieselfde, wat ons nou ons gevolgtrekking? Ons sien nou al hierdie dinge gebeur, ons hoor al hierdie dinge, maar wat is dan nou ons gevolgtrekking daarvan? En dan kom hy met die gevolgtrekking en sê hy dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hierdie ene haal ons ook baie keer verkeerdelik aan. God is vir ons, wie kan teen ons wees? En dan weer eens verklaar hy wat hy sê daardeur. Hy het sy seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om vir ons almal gered te word, om ons almal te red. En nou begin hy by die hart, by die kern. So hy het eers gepraat oor die Heilige Gees en wat die Heilige Gees vir ons indoen en dat die Heilige Gees ons voorspraak is wat vir ons bid en intree en ons sterk maak en ons optel om hierdie moeilike dinge in ons lewe te kom doen. Maar nou kom hy by 'n volgende punt om te sê, maar daar is ook 'n tweede party, daar is 'n tweede voorspraak. En hierdie voorspraak is Jesus Christus. Hy sê, ons was nie by magte om te doen wat hier gedoen word nie, maar God is die een wat homself nie gespaar het nie, hy het sy seun Jesus Christus gegee, en hier sien ons weer vanmôre die tekens daarvan, wanneer ons sit by die nagmaaltafel, dat hy sy seun Jesus gegee het, om vir ons elkeen te sterf,
sodat ons gered kan word. En dit sluit nou aan by die vryspraak. Want as jy gered is, word jy vrygespreek. Wie kan ons aankla? En dis die volgende wat hy dan nou kom vra. Nou kom hy met 'n klomp vrae. Die eerste een wat hy gevra het is, wat is die gevolgtrekking? Die tweede een is wat hy vra, wie kan teen ons wees? En nou wil hy vir die Romeine, ag die mense in Rome vir wie hy skryf, wil hy eintlik laat dink. Hulle het almal die bekende, die magtige Romeinse leer geken. Die meeste van hulle het gevoel wat dit beteken is, as jy in opstand kom teen die Romeinse regering. Dit was seker die grootste en die magtigste leer in daardie tye in die wêreld gewees. As 'n mens gaan kyk na die kaart wat hulle ingeneem het, was dit ongelooflik wat die Romeine reg gekry het. Tot bo in Engeland, die hele Europa, Italië, tot so ver as Indië, groot deel van Turkye, tot in Afrika, Egipte, al daardie plekke, was onder die Romeinse regering gewees. Niemand kom teen hulle staande bly nie. En hy sê vir julle ken 'n magtige regering. Julle ken 'n magtige leer. En nou vra ek vir julle, wie kan teen ons wees as God vir ons is? Selfs die Romeinse leer? Nee, hulle kan nie standhou teen die almagtige God nie. Hulle kan nie standhou teen die skepper van die hemel en die aarde nie. En daarom, wie kan ons aankla? Ons kan gaan staan voor 'n regsbank, ons kan gaan staan voor die wêreld, maar wie kan ons aankla? As Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, en as hy ons vrygespreek het, wie kan ons kom aankla? Die bose engele, die bose magte, Satan, kan ons mekaar aankla? Wie gee vir ons die reg om mekaar aan te kla? As Jesus ons vrygespreek het, dan het ons nie reg om mekaar aan te kla nie. Wie kan ons veroordeel? Ag, ons is baie keer self so geneig om te oordeel, om ander mense te oordeel. Dinge van hulle te sê. En nou sê Paulus, maar wie kan ons veroordeel as Jesus ons vrygespreek het? Ons staan nie meer onder die oordeel van hierdie wêreld nie. Die oordeel vir wie ons staan is die van die lewende God, die lewende Here. En hy het ons vrygespreek. Hy het sy seun in ons plek gegee, sodat hy ons sonde op hom geneem het. Wie van ons is sonder sonde, dat ons die vinger kan wys na iemand anders om te sê, ek kla jou aan, ek oordeel jou. Wie van ons kan dit doen? Niemand nie. Niemand kan dit doen nie. Want Jesus Christus het klaar vir ons gesterf aan die kruis. Ook vir my wat 'n sondaar mens is. Dit beteken nie dat ons nie gaan foute maak nie. Dit beteken nie dat ons nie gaan sonde doen meer in ons lewe nie. Ons het al vir mekaar gesê, dit is waarvoor die pad vir heiligmaking daar is. Dis 'n pad wat ons gaan loop om meer en meer te word soos Jesus. Dis kom hy vroeër sê, ek het julle bestem om gelykvormig te word aan Jesus. Maar dis nie 'n eenmalige proses die dag wanneer jy tot bekering kom nie. Dis 'n proses wat ons moet loop om daar te kom, waar ons stelselmatig meer en meer word soos Jesus. Wie kan ons aankla? Wie kan ons veroordeel? Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Dis die derde vraag wat hy vra. Wie kan ons van die liefde van God skei? As hy die een is wat aan die regterhand vir ons sit, as Jesus die een is wat vir ons pleit en vir ons intree, selfs al het ons sonde gedoen, om weer by Vader te staan en te sê, ek het klaar gesterf aan die kruis. Wie is ons as mense om mekaar aan te kla
en te veroordeel. Ons kan dit nie doen nie, want ons almal staan in glashuise. Ons kan nie klippe gooi nie, want iemand gaan teruggooi en ons glashuis verbreek. En tog wil ons dit baie keer doen. Niemand kan ons van die liefde van Christus skei nie. En dan noem hy 'n klomp goeters. Hy sê lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard. Daar staan immers geskrywe, en dan vertel hy daai laaste versie, wat ek nou ook gelees het, dit is oor ieder die dood ons elke dag bedreig. Maar niks van hierdie dinge kan ons van die liefde van Jesus Christus skei nie. Ons het 'n rede om die Here te eer, om die Here te loof, om sy naam te besing. En dit het niks met my te doen nie. Dis nie omdat ek so goed is, of omdat ek so oulik is, of omdat ek so mooi is, of so sterk is, of so wonderlik is, of die Bybel so goed ken, of so mooi bid, of wat ook al nie. Daar's een rede alleen, en dit is Jesus Christus, wat vir my aan die kruis gesterf het, vir my 'n sondaar mens, en vir elkeen van ons. En hy het ons vrygespreek, sodat niemand ons kan aankla nie. Want as ons in Christus Jesus is ons vrygespreek, is ons vrygemaak deur hom. Maar daar is tog 'n verpligting op ons. Ons moet nou gaan leef, sodat ons kan word wat God ons bestem het om te wees. En dit is broers vir Jesus Christus. Is dit nie mooi nie? Hy het ons verkies, hy het ons geroep, hy het ons bestem om broers van Jesus te wees, gelykvormig aan Jesus, en daarom moet ons begin leef in die liefde van Jesus. Ons mag nie as kinders van die Here vir mekaar 'n vinger wys nie. Ek hoor die stem van Reën vanmôre so my oor om te sê, net onthou, as jy 'n vinger vir iemand wys, dan wys dat 3 terug na jouself. Reën was so lief om dit te sê. En dis waar. Ons staan as vrygespreektes in die naam van Jesus. Maar ons het 'n roeping om te word soos Jesus. Dis ons bestemming om eendag by God te wees. Ons is bestem om sy kinders te wees. Ons is bestemming om die broers van Jesus Christus te wees. Maar dit beteken ek en jy moet werk daaraan om daar te kom. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons van binne af nuut maak. Die wedergeboorte in ons werk, sodat ons kan word wat Jesus Christus is, gelykvormig soos Jesus. En begin om Jesus se liefde te leef in die wêreld waar ons is. Wie kan ons oordeel? Wie kan ons aankla? Wie kan ons van die liefde van Jesus skei? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Kom ons word wat die Here wil hê ons moet wees. Kom ons sien sy bestemming vir ons elkeen raak, sodat ons kan poog en kan streef om daar te kom en te wees soos Jesus is, want dis ons enigste hoop. Hoe sê daai ou liedjie wat ons sing het, daai Halleluja liedjie, hou Christus voor oë, nee. Hou Christus voor oë. En dis wat die Here wil hê ons elkeen moet doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord wat U vanmôre ook weer in ons harte uitstort. En Here, dis my gebed dat U ook vir ons elkeen net weer opnuut die liefde van Jesus in ons harte sal uitstort. Here, dankie dat ons hierdie boodskap kan hoor, die vraag wat gevra word is, wie kan ons aankla? Wie kan ons veroordeel?
Wie kan ons van die liefde van Christus skei? As U vir ons is, wie kan teen ons wees? Dankie Here dat U bereid was om te sterf aan 'n kruis, om U lewe te gee, sodat ons vrygemaak kan word, en as vrygemaaktes kan leef. Dankie Jesus dat U gekom het, om ons van ons sonde skoon te was. En my gebed vanmôre vir elkeen wat hierdie woord hoor, nie alleen hulle wat vanmôre in die erediens is nie, maar ook vir hulle wat gaan kyk of gaan luister na hierdie verkondiging, Here, dat ons elkeen weer opnuut na onsself sal kyk en sal vra onsself af, het ek al geword soos Jesus? Het ek al die bestemming wat God vir my het bereik? Leef ek sy roeping elke dag in hierdie lewe uit? En Here, waar ons nog nie in staat is om dit te doen nie, is my gebed dat U deur die Heilige Gees vir ons die krag sal gee om dit te doen. Kom staan by ons, kom staan teenoor ons met die bande van liefde, sodat ons dit kan regkry wat U vir ons vra om te doen. Sodat ons die roeping sal uitleef, teenoor mekaar hier in die gemeente in die eerste plek, maar so wat daar agter op ons kerk se deure staan, as jy uitgaan, om ook te sê, onthou, ons sendingveld is hier buite. Hoe ek hier buite optree, hoe ek hier buite praat, en wat ek hier buite sê, moet nog steeds wees, soos dit wat ek hier binne sal sê in die kerk. Sodat U naam verheerlik word, en my lewe 'n ligbaken sal wees vir U alleen. Dis my gebed. Here, ons wil in U vanmôre die lof bring. My hart was so bly toe ek vanmôre weer vir Karel, vir Lina en vir Cheryl gesien het. Here, ek het hulle gaan besoek terwyl hulle siek was. Maar dit is wonderlik om te weet, hulle is weer hier by ons saam in die gemeente, in die erediens. Dankie dat U hand oor Lina gehou het, en ook oor Karel die week wat verby is, wat hy ook in die hospitaal was vir toetse en skanderings. Dankie Here dat U hulle teruggebring het. Ons wil vanmôre vir Antoinette aan die opdra. Ons weet sy moes al begin het met haar behandeling, maar dit is nog nie begin nie. En daarom wil ons ook vra Here dat U hand oor haar sal hou elke dag. Ons dink aan Flip wat nie hier by ons kan wees nie, en Magda. En Here, ons weet dat U ook wonderlike dinge doen in Flip se lewe. Dat 'n man met 'n gebreekte rugwervel en 4 nekwervels weer kan begin loop, is 'n wonderwerk. En Here, dis U wat dit doen. En dankie vir elkeen van ons as gemeente, wat saam kan bid, ook vir hulle. Here, al ken ons hulle nie, maar my hart gaan vanmôre ook uit na vriende van ons, Alice en haar gesin, na die afsterwe van Ernst. En Here, ons wil vra dat U ook U hand oor hulle elkeen sal hou. Ook in hierdie tyd wat voorlê, tot en met die roudiens en ook daarna, waar daar nog soveel onsekerhede is, Here, wil ons net vra dat U vir hulle die lig sal bly in hulle lewe. En waar ons aansit vanmôre by die nagmaaltafel, Here, is dit my gebed, dat U ons ook deur ons geloof weer sal versterk. Dat wanneer ons die brood neem, ons sal weet, dis U liefde. Dis 'n teken van U liefde vir ons. Dat U vir ons so lief is, dat U U lewe vir ons gegee het. En wanneer ons die beker drink, of die nagmaal wyn drink, dat ons sal weet, maar dis U liefde. Dis die liefde wat ons vashou. Dis die liefde wat ons vryspreek, ons versoen met U, ons hemelse Vader. Ek loof en ek prys U wonderlike naam daarvoor. Amen. Broers en susters, ek nooi julle om vanmôre saam met ons te kom aansit weer hier by die nagmaaltafel, en dat U julle self sal kom bedien, sodat ons
elkeen dan na die tyd saam dit kan gebruik. Mag jy my net 'n oomblik, ons sê vanmôre ook baie welkom, ek het nou nie jou naam mooi gehoor nie. Daniel, hy is hier vir werk, maar hy is deel van die NG Kerk in Afrika, en ons het 'n baie goeie band met hulle, hulle het al van ons synodes bygewoon, en ek weet ons het al by hulle synodes bygewoon, en ons sê vir hom ook baie welkom, en ons is bly jy kan deel saam met ons, en dat jy ook die vrymoedigheid om dan vanmôre saam met ons die nagmaal te gebruik. Broers en susters, wanneer ons die tekens van die nagmaal by ons sien, dan sien ons die brood en ons sien die wyn. Ons het dit reeds in die preek ook gesê. En die brood is die herinnering wat ons moet laat terugdink aan die kruis van Jesus. Dit laat ons dink aan sy offer. Dit laat ons dink aan sy liggaam wat hy vir ons gegee het aan die kruis. En daarom as ek vanmôre die brood breek, kom ons dink aan die liggaam van Christus wat vir ons elkeen gebreek is. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou gebreek is as 'n volkome versoening vir al jou sondes. Nadat Jesus die brood gebreek het en gegee het vir sy disippels, het hy ook die beker geneem, sy Vader daarvoor gedank, en dit ook gestuur vir elkeen van sy disippels, en hy het gesê, hier is die teken van die nuwe verbond, wat God met ons elkeen instel. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy bloed ook vir ons elkeen gestort is, as 'n volkome versoening en verlossing van al ons sondes. Kom ons ontvang vanmôre die seën van die Here, en ons gaan hierdie week in sy vrede in. Die Here is voor jou om jou weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus en die Heilige Gees tree vir ons in by die Vader. Die Here is bo jou om jou te seën. En so seën die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou vandag en môre en elke dag. Amen.